Dat is 'n goeie naand almal. Baie welkom by die geleentheid. Het is ook het om die hemelvaart nog te kan herdenk. Soos bly vir elkeen wat hier is vanaand. Dit is so in die week, maar vir baie mense moeilik om hier te wees, maar ons het groot waardering vir elkeen van julle wat vanaand hier is. En ons vanaand bietjie met u gesels oor dan spesifiek die redes waarom ons die hemelvaart nie kan minag nie, waarom ons dit nie kan verwaarloos of een kan skuif nie, né? So ons gaan daaroor gesels, maar net so voordat ons daarmee begin, net so een of twee goedjies, onthou, ons het môre middag het ons weer die drive-thru met die hamburgers, so as daar van julle is wat los is so van 3 uur se kant af van die manne om te kom help braai die patties, hieronder sal ek baie bly wees, sal ek dit waardeer, en dan sondagoggend, soos die Here wil, begin ons dan met ons Pinksterreeks, het 'n bietjie met u gaan gesels oor die cat and dog theology, die kat en hond teologie. Niks te doen met mense wat soos kat en honde beklei in die kerk, hoor. Alright, so ons gaan nou oor gesels van sondagoggend af, en het behoort so te gaan na dinsdag aand toe. Dinsdag aand behoort ons af te sluit, so is net so kort reeksie, en dan sal in die aande, sondag aand is ons 6 uur. En dan maandag en dinsdag aand sal het 7 uur wees. So ons sal ook in die aande, sal daar sop wees, sop en broodjies. So jy hoef nie te bekommerd te wees oor om etes gaar te maak en reg te staan nog na werking kom, kry sommer ietsie hier om saam te kom eet. Sê geweer? O gats, ons bid vir die vermeerdering van die sop. Right. Goed. Okay. So, as daar nog veel is wat kan sop vir ons voorberei, sal ons dit waardeer. Ons het sop vir sondag aand, of wanneer? Die res van die tyd, julle moet praat, julle moet gou met haar net gesels asseblief voor. Ander te gaan ek nou op my woord gevat word, en dan is ek in die moeilikheid. Goed, baie dankie dat ons op julle kan reken. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir voorregte soos hierdie wat ons saam kan wees, om ook 'n baie besondere geleentheid op ons geestelike kalender te kan kom herdenk. En alhoewel dit weggevat is as 'n vakansiedag, wil ons dit steeds eer. En dit is geleentheid soos hierdie om terug te kyk en ook die waarde van hierdie gebeurtenis te kan ondersoek, te kan bepeins en ook, Here, dit te kan herdenk tot eer van u naam. Want dit wat gebeur het, is geen ligtelike saak nie. Dit is so belangrik, en het is nodig om baie indringend daarna te kyk ook vanaand. Kom, seën vir ons met gesonde insig, besondere geestelike insig in u woord, want sommige van die dinge wat ons vanaand oor gaan gesels is dalk swaar goedjies om te verteer. Dis nie oppervlakkige, ligte musiek soos iemand gesê het nie, maar dit is dinge wat dieper waarhede bevat, wat ons, as ons dit na kyk, ons geestelike lewe, ons reis saam met u, ons verhouding saam met u, op 'n baie, baie besondere manier kan beïnvloed, kan raak. En ons dankie dat u vir ons sal lei ook deur u Heilige Gees, sodat ons kan verstaan, sodat ons kan oordra, ook op so 'n wyse dat elkeen dit kan inneem en hulle eie kan maak. Maar word u verheerlik in ons midde asseblief, Here, want het gaan alles oor u, en ons eer u vir u teenwoordigheid vanaand. Amen. Nou die gedeelte wat ons lees, daar is maar 'n paar gedeeltes in die Bybel wat regtig nou handel oor die hemelvaart. So, een van hulle is daar in Handelinge, en dan is daar 'n gedeelte ook in Johannes 14 wat ons nog kan kyk, en natuurlik een van die, of twee van die psalms wat ook verwys na Jesus se hemelvaart, maar ons gaan die ene lees wat ons maar gewoonlik lees, want daar is soveel waarhede hierin, en nou wat ons vanaand met die oor wil gesels, gaan dan ook in 'n groot mate uit hierdie gedeelte uitkom. Handelinge hoofstuk 1, ons gaan lees van vers 1 tot en met so vers 11. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het. Nou, het interessant is die een aan wie Lukas hier skrywe, die hele brief van die Handelinge, nie van die apostels nie, maar is in die Handelinge van die Heilige Gees. Maar die een wat hier skrywe is Lukas,
wat ook die evangelie geskryf het, en hy skryf dit hier aan Theophilus. Nou die woordjie of die naam Theophilus het 'n baie besondere betekenis. Dit beteken natuurlik hy wat God liefhet, of liefhebber van God. Nou as mens mooi gaan kyk dan dis heel waarskynlik dan 'n persoon gewees wat wel bestaan het, aan wie hierdie brief gestuur het, met die doel om dit verder te versprei, maar mens kan dit seker ook op 'n manier toepas en sê dat hierdie brief is geskrywe aan almal wat die Here liefhet. Want ons is almal veronderstel om Theophilus te wees, liefhebbers van God. Kom ons lees verder dan van vers 3 af, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Natuurlik 10 dae later sal dit plaasvind. Die het bymekaar gekom het vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Dis hulle verwagting gewees. Jesus kom hulle verlos van die Romeinse juk. Hy kom 'n nuwe politieke bestel inbring. Maar dis nie waarvoor hy gekom het, hy het gekom vir 'n geestelike koninkryk natuurlik, né? Nou sê hy vir hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, Samaria en tot in die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle en sê, Galileese manne, waarom kyk julle so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle weggeneem is, sal net so kom soos julle hom sien wegvaar het. Natuurlik, hy sal kom op die wolke. Dis die hele gedagte wat ons hier dan raak sien. Maar dan gesels ons nou vanaand, soos wie gesê het, oor die hemelvaart, die onmisbare skakel. Ontsettend belangrik, soos ons net ook gebid het en vir u genoem het. En as mens nou mooi kyk na daardie gedeelte, en ek wil dit hê, julle moet dit saam met my lees, want hierdie is seker een van die mooiste stellings wat ek in 'n baie lang tyd gelees het omtrent die hemelvaart. Hy sê, you should never think about the cross without the resurrection. You should never think of the resurrection without the ascension. The ascension is God saying, I validate, I approve everything that Christ did in his life, in his death and through his resurrection, and raised him to my right hand on high, and elevate him above every person in the universe everlastingly. Rarely do we give attention to this glorious event. Jesus se hemelvaart was die voltooiing van sy werk op aarde, en God die Vader het erkenning gegee dit wat Jesus gedoen het, aan sy lewe, aan sy offer en alles, deur vir hom 'n ereplek te gee aan die regterhand van God, waar hy sit. Nou hou dit in gedagte, want ons gaan net nou 'n bietjie verder daarna ook verwys. Soos daar geen hemelvaart was nie. Nou as ons nog 'n vakansiedag gehad het, dan kon ons sê dat ons nie 'n vakansiedag gehad het, né? Maar as daar nie 'n hemelvaart was nie, wat dan? En een van die belangrikste dinge wat ons seker hierin kan bring, is, as daar nie 'n hemelvaart was nie, dan was daar dan ook nie die Heilige Gees dispensasie nie, dan was daar nie Heilige Gees gewees. En as mens nou dit alleen kyk, wat die Heilige Gees kom doen het, dat hy gekom het om te kom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, dat hy kom om Jesus te verheerlik in en deur ons lewens, dat hy kom om ons te kom lei en te kom leer in die volle waarheid in, en talle ander dinge wat hy kom doen het, dan is dit al klaar iets baie vernaam. En dit is amper genoeg rede om 'n verskil te kan maak, om te kan sê, die hemelvaart is onmisbaar in hierdie skakel, maar is 'n skakel in werklikheid tussen die twee komste van Jesus Christus.
Dit staan tussen die twee komste van Jezus. Die eerste komst natuurlijk na die aarde. Jezus die eerste komst, het hy gekom en hy het mens geword. 'n kind is vir ons gebore, het ons gelees, nee. Hy het as diensknegt in daardie tydperk geleef, en hy het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En toe sterf hy as sondaar, hy sterf as misdadiger. Namens jou en my, hy sterf in ons plek. Hy word begrawe as 'n vreemdeling, want hy het nie sy eie graf gehad. Dis Jezus se lewe gewees in sy eerstekoms. Maar hy staan op as Here, en hy vaar op as oorwinnaar. Dit is alles deel van sy eerstekoms gewees. Sy tweede koms gaan hy kom as die bruidegom, om sy bruid te kom haal. Maar hy gaan ook kom as regter, om te sit, om te oordeel. Hy gaan sit as koning uiteindelik, van die konings en die Here van die Here. Openbaring en ander gedeeltes in die Bybel praat vir hom, hy sal kom as die Alpha en die Omega, as die eerste en die laaste, as die begin en die einde. Nou daai drie dinge, ek wil nie daarby gaan vasthaak nou nie, want dis 'n boodskap heeltemal op sy eie. Daai drie dinge, as jy mooi daarna kyk, dan lyk dit asof dit elke keer dieselfde betekenis het. Want Alpha en Omega, dis die eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet. Hy is die eerste en die laaste, begin en einde. Dit lyk asof dit alles dieselfde is, maar dit is nie. Elkeen het 'n ander betekenis. En 'n ander hoedanigheid wat dit ook na verwys, maar dit los ons vir 'n ander keer om daaroor te gesels. Want dit soos ek sê, dan gaan ek op heeltemal op die dwaalspoor land en dan gaan ons nie verder kom met vanaand se boodskap nie. Maar wat van in die tussentyd? Hoe sien ons Jezus op hierdie stadium? Wat 'n rol speel hy op hierdie stadium? En dan kry ons ten minste drie dinge waarna ons verwys, of waarna die Bybel verwys, en dit is dat Jezus op hierdie stadium daar is as voorspraak, as middelaar en as hoëpriester. Dis die tussentyd. So as die eerste koms plaasgevind het, en ons wag nou vir die tweede koms, wat nou in die tussentyd, wat 'n rol vervul Jezus? As hy nie opgevaar het, dan het ons nie 'n middelaar gehad nie, ons nie 'n hoëpriester gehad nie, ons nie 'n voorspraak gehad nie. En dis dinge wat ek vanaand so 'n bietjie met u oor wil gesels. En die eerste ene wat ek met u oor wil gesels is dan juis, as daar nie 'n hemelvaart was, dan het ons geen voorspraak of middelaar gehad nie. Nou dit klink nou so 'n bietjie, as die Engels sê, too high to come by. Hoe moet ons dit verstaan? Hoeveel kinders van die Here verstaan regtig waar hierdie konsep van voorspraak of middelaar? Wat beteken daai twee woorde? En nou moet ons gaan kyk wat sê die woord vir ons in 1 Johannes 2 vers 1. Hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Nou gaan al die teksverse net klaar lees, en dan gaan ek vir u verduidelik wat hierdie konsep beteken. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, want daar is een God, en een middelaar tussen God en die mens, Jesus Christus. Romeine 8 vers 33 sê, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel, wat ons kan veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. En dan Hebreërs 7 vers 25 sê, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Wat beteken daardie woordjie intree, voorspraak, middelaar? Alles basies dieselfde. Ons gebruik baie keer die uitdrukking, of mense gebruik dit wanneer hulle praat van Jesus as voorspraak, dat hy vir ons optree as advokaat. Nou in 'n sekere sin is dit reg, maar as jy dit nou gaan in aardse terme gaan probeer verduidelik, wat doen 'n advokaat vir jou, wanneer hy jou in die hof verteenwoordig? En die van julle wat nou al advokate nodig gehad het, omdat julle in die moeilikheid was, ek weet julle gaan nou nie julle hande opsteek, maar nie waaroor dit gaan nie, ek wil dit ook nie weet nie, maar 'n advokaat het 'n rol om te speel. Hy behartig my regsaak, en hy is in 'n groot mate daar om my onskuld te probeer bewys, né? Om te kyk of daar versagtende omstandighede is, as ek dan wel skuldig is, om die straf af te bring. Dis wat 'n advokaat doen.
Nou vra ek vir julle die vraag, as ons praat van Jesus as advokaat, is dit wat hy vir ons doen? Dat ons onskuld voor die Vader moet probeer bewys? Dat hy moet kyk of daar vir ons versagtende omstandighede is? Nee. Want elke liewe sonde wat ek en jy gedoen het, is daar nooit enigsins versagtende omstandighede nie. Want sonde wat ons doen, het bly altyd 'n moedswillige keuse. En Jesus sal nooit probeer om vir ons los te kry, as hy weet ons is skuldig nie. 'n aardse advokaat kan dit doen, maar 'n hemelse advokaat kan dit nie doen nie. Want dan verloor hy sy posisie. Maar julle moet hierdie goedjies nou mooi probeer verstaan wat ek nou vir julle gaan sê. Wanneer ek voor God staan en ek gesondig het, is daar een ding wat oor my lewe en oor daardie daad geskrywe staan, duidelik, skuldig. Moeilikheid, ek het gesondig. So die oomblik as 'n mens bely, dan erken ek voor die Here en ek sê, Vader, ek erken, U het reg, ek is skuldig. Ek stem saam, ek is skuldig. Nou moet jy sien, dit wat gebeur in ons geestelike lewe, asof dit in 'n hofsaal afspeel. Maar ek wil nie dat u hierdie optrede van Jesus in daardie konteks bly sien, maar dis groot verskille, en ek gaan dit vir u verduidelik. Probeer duidelik maak. Maar ek staan voor hom skuldig. En wanneer Jesus optree as my advokaat, dan sê hy op daardie oomblik, my kliënt, my kind is skuldig. Daar's geen versagtende omstandighede nie. Daar's geen verskoning nie. Ons ontken hoegenaamd geensins dat daar enige verweer is nie. Hy moet dit sê. Wat is die waarheid? Dis nie soos 'n aardsadvokaat wat kan draadjies praat en op tegniese punte kan inkom nie. En Jesus is die waaragtige getuie. Hy is advokaat wat al die feite tot sy beskikking het. So dis die situasie. Ons staan in hierdie toestand voor Vader. Nou sien mense partykeer, wanneer ek en jy gesondig het, dan is asof Jesus inspring en sê, wag, en hy tree in vir ons by die Vader. Dis nie wat gebeur in die hemelse realm nie. Want as dit moes gebeur, dan sou Jesus heeltyd op sy voete gewees het. Maar my Bybel sê vir my, hy het gaan sit. Ons nie 'n advokaat wat voor die regter staan en die heeltyd moet pleit en die heeltyd moet intree nie. Hy het gaan sit. Hoekom? Want hy hoef niks verder te sê nie. Sy offer spreek. Hy is ons voorspraak met sy hele lewe wat hy gedoen het. Sy offer is ons voorspraak. En daai woordjie voorspraak, wat baie interessant is presies dieselfde woordjie wat gebruik word vir die Heilige Gees. Parakletos. So ander woorde, as die Bybel sê, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, dan staan daar letterlik, ons het 'n parakletos, Jesus Christus. Kan jy verstaan toe Jesus gesê het, ek stuur vir julle die Heilige Gees, toe sê hy, wat, ek stuur vir julle, 'n ander ek. Wat vir julle gaan intree, wat vir julle saak gaan behartig. So daardie woordjie voorspraak, in hierdie konteks beteken eintlik, ons het regshulp. En wat is dit? Die kruiswerk van Jesus. Sy dood en sy opstanding is jou en my regshulp. En die feit dat Jesus sit, beteken God, die Vader, gee sy seun erkenning, dat sy regshulp voldoende is. So elke keer as hy ons skuldig eintlik bevind, is ons voor hom staan skuldig, en daar's 'n offer wat gebring is, wat nou? Dan spreek Jesus se lewe en sy offer en sê, Vader,
Ek sê weer, dis nie wat regtig gebeur in die riem nie, hoor. Maar ek probeer dit net prakties maak. Dan spreek daardie offer op daardie oomblik sê, ek het klaar sy straf gedra. En omdat God regverdig is, meer as enige aardse regter, mag hy nie 'n sonde, 'n oortreding, 'n tweede keer straf nie. Ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy staan borg vir jou en my, sodat ons kan sondig soos ons wil. Nee, ek dank jy dat julle saamstem. Net kyk of julle wakker is. As ek en jy weet en werklik besef wat Jesus gedoen het en dat sy offer dit vir my en jou gewaarborg het, gaan dit nie ons gesindheid teenoor sonde radikaal verander nie? En daarom kan ons hierdie gedeelte eintlik lees. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moedswillig aanhou bly sondig nie. Maar as jy per ongeluk in swakheid gesondig het, jy het 'n voorspraak. So hierdie gedeelte maak dit vir ons baie duidelik, dat ons kan nie in moedswilligheid voortgaan, want in daardie, dan ontken ons dit wat Jesus gedoen het. Maar die voorspraak, die middelaar wat ons het, kon alleenlik sy posisie inneem as daar 'n hemelvaart was. Want hy moes by die troon gaan sit, saam met Vader. Dis die realiteit. En hy sit. En van is afgehandel. Dis tevrede. Vader is tevrede. Jesus is tevrede. Dis afgehandel. Die kruis hoef nooit weer herhaal te word nie. Hy het eens en vir altyd, vir alle mense en vir alle sondaars gesterf. Betaal, die straf op hom geneem, sodat ek en jy sonder veroordeling, sonder vrees veroordeel, kan lewe as kind van God. Dit is alleenlik wanneer jy jou vertroue, jou geloof in Jesus alleen plaas, dat dit 'n werklikheid word. Maar dit is vir elke mens op hierdie aarde gedoen. Dit maak nie almal kinders van God nie, want jy word alleenlik deel van dit deur geloof. My vertroue van myself te verplaas na dit wat Jesus gedoen het. Ek hoop dit maak sin, want soos ek sê, hierdie is ontsettend belangrik. Dit wat Jesus gedoen het, was nie net 'n sterf aan die kruis, dit was 'n regsaak gewees. Hy moes regtens, moes hy sterf, want die Bybel sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. God moes aan homself getrou bly deur sonde te straf. Want hy het gesê, ek vergewe, maar ek laat nie ongestraf bly nie. En toe vat Jesus die straf op hom. Nou is dit nie meer nodig om te straf nie. Behalwe as jy in ongeloof bly voorttoeter en dink, ek kan dit op 'n eie manier verdien. Dis die realiteit van hierdie geen voorspraak, geen middelaar. My regsaak is afgehandel. My regshulp is onfeilbaar. Want Jesus het dit hanteer. En hy woordjie parakletos, wil ek net by terugkom, beteken letterlik die een wat geroep is om digby my te wees. En dit is wat Jesus vir jou en my is, deur sy Gees. Jy sal moet van hierdie dinge so 'n bietjie gaan oorkou, gaan herkou. Want hierdie is, soos ek sê, belangrik, en as jy het eers gesnap het, as die liggie vir jou aangegaan het, kan jy nie weer dieselfde wees nie. Mag die Here vir jou insig gee rondom dit, dat Jesus vir jou en my borg staan.
Nou wil ek ietsie byvoeg. En dan moet jy my mooi hoor. Wanneer die Bybel sê, Jesus staan vir ons borg, en hy staan vir ons in as voorspraak en middelaar. Kan jy vir jouself dit voorstel, dat 'n advokaat in die hof, jy gaan staan daar en jy het nou 'n moord gepleeg en 'n diefstal gepleeg, en ek weet nie wat nog, jy het sommer klomp goeders gedoen, en nou is jou straf uitgegee, en is vasgemaak wat jy gaan gestraf word, maar hy kry jou los. En die advokaat gaan sê vir die regter, ek gee waarborg, my kliënt sal dit nooit weer doen nie. Niemand kan dit doen nie. Maar wanneer Jesus ons middelaar is en optree as ons middelaar, dan staan hy borg vir dit en hy sê, Vader, deur my instaatstelling behoort my kind dit nie weer te doen nie. Want ek is sy regshulp, ek sal vir hom help om dit nie weer te doen nie. Werk dit so uit? Nee, hoekom nie? Want ons roep ons regshulp in wanneer ons in die moeilikheid is, nie voorbehoudend nie, maar om op te ruim. Maar as ons in afhanklikheid van die Gees van God lewe, die Bybel sê vir my, hy wat na die Gees lewe, sal nooit die begeerlikhede van die vlees volbring. En dit is God se instaatstelling. Ek hoef nie. Ek behoort nie. Maar as ek dit gedoen het, Jesus gaan nie op 'n punt kom en sê, hoor, dit is nou genoeg nie. Dis die wonder van sy offer. Dis eens en vir altyd. En ek sê dit met groot versigtigheid, dat niemand my asseblief verkeerd moet verstaan nie. Dis ons waarborg. Forever. Nie sodat ek man kan sondig soos ek wil nie. Maar sodat ek juis nie hoef te sondig nie. Dit is 'n kragtige situasie en 'n kragtige punt wat ons hier moet maak. Sonder die hemelvaart het ons nie 'n voorspraak of 'n middelaar nie. Maar in die tweede plek, as dit nie vir die hemelvaart was, het ons ook nie 'n hoëpriester gehad. Want 'n gedagte wat aansluit by die kwessie van 'n voorspraak en middelaar is die gedagte van 'n hoëpriester. Nou moet ons teruggaan na die Ou Testament en kyk, wat was die rol van 'n hoëpriester en wat was die rol gewees van 'n profeet? Want dit was die twee hoofampte gewees onder die volk. Koningskap ook, maar dit was gereserveerd net vir sommige. 'n Profeet het altyd namens God opgetree. Aan die woorde, hy het die boodskap van God afgebring na die mens toe. Profeet, hy sê, so sê die Here. Hy tree namens God op ten behoeve van die mens. 'n Priester, net andersom. Hy vat die behoefte en die nood van die mens na God en hy bring 'n offer. Hy tree in ten behoeve van die mens. En hy tree op namens God vir die mens. Jy sien die verskil? Jesus is hoëpriester om wat te doen? Hy tree op. Hy is nie net hoëpriester nie. Hy is hoëpriester met 'n offer, sy eie lewe. En sy offer spreek. So ek moet sê, dit sluit aan by die eerste gedagte. Maar nou is daar iets baie belangrik ter implikasie hiervan. In die Ou Testament kon niemand die reg gehad om in die heiligdom in te gaan. Net die hoëpriester kon dit doen. 1 keer 'n jaar. 1 keer 'n jaar kon die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het. Nou met Jesus, wat het gebeur? Oomblik toe Jesus aan die kruis sterf, toe word dit wat skeiding maak, die voorhangsel word weggeneem. Nou is daar nie meer 'n hoëpriester nodig om daar in te gaan nie. Want ons het 'n hoëpriester
wat homself gegee het. En as jy aan Jesus Christus behoort, dan gee hy jou die reg tot die heiligdom, tot die troon van God. Want my regsaak is afgehandel. Daar's niks wat kan keer nie. Want my sonde wat my verhinder het, is weggeneem. Nou het ek toegang. En dis wat ons bring by Hebreërs 4, vers 14. Hy sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Iets wat gereserveer was vir die hoëpriester 1 keer 'n jaar. Namens die hele volk word nou in jou en my vrymoedigheid. Hoekom? Omdat Jesus opgevaar het. Omdat daar 'n hemelvaart was. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan. Deur die bloed van Jesus laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerdheid. Maar jy sien in al twee die versies is die woordjie vrymoedigheid. En ek hou van die Engelse woordjie wat eerder praat van boldness. Nie voor op die baan nie, maar met vrymoedigheid. Want my regsaak is hanteer. Daar's geen veroordeling nie. Ek kan direk tot die troon van God gaan. Wat 'n voorreg. Danksy die hemelvaart. Maar die derde plek. As daar nie 'n hemelvaart was nie, dan was daar vir jou en vir my geen oorwinning oor sonde of oor die dood nie. Hoor dit sê in Hebreërs 10 vers 12 en 13. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Ek en jy kan oorwinnend oor die sonde lewe omdat Jesus sonde oorwin het. Versoekings oorwin het. En omdat hy vir jou en vir my borg staan, tot hulp gekom het Parakletos, sodat ons nie hoef te sondig nie. Sodat om dit vir ons moeilik te maak om te sondig. Dis jou en my oorwinning. Daar's 'n verdere oorwinning in die opsig dat al sou ons sondig, plaas dit my nie weer onder die veroordeling en die straf van God nie. Want dit is uitgedien. Dis oorwinning. Maar daar's 'n verdere saak ook. Wat is dit wat jou en vir my veroordeel tot die dood en jou en my skuldig verklaar? Soos met enige misdadiger, die wet. Jy kan nie in 'n hof skuldig bevind word as jy nie 'n wet oortree het nie. Een van ons kan voor God skuldig verklaar word as ons nie 'n wet oortree het nie. Watter wet het ons oortree? Sy wet. Is daar enige iemand wat nog nooit of wat ooit dit nooit sal doen nie? Wat kan regkry om nie die wet van God te oortree nie? Is daar so iemand? Is daar al ooit so iemand gewees? Ja. Met een. Jesus. Dis die verskil. Nou lees ons in Kolossense 2 vers 14 en 15. Wat het Jesus aan die kruis gedoen? Hy sê, en die skuldbrief teen ons, wat is dit? Dis die wet. Van die wet bevind jou en my skuldig. En maak dit ons ellelange lys van oortredings het. Wat het Jesus aan die kruis gedoen? Hy sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge, sy bepalings ons vyandig was, van die wet teen ons, het hy uitgedelg en weggeruim. Ek het net gekyk, waar is ons nou? Dit is by die recht. Daar is.
ietsie gebeur, daar is 2 vers 14, ek het toe teruggekom het. Die skuldbrief teen ons, dankie Rudy, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en wegruim het deur aan die kruis vas te naam. In ander woorde, uit jou lys van oortredinge en die wet wat dit ook gedoen het hy gevat en aan die kruis vasgenaal gesê, het verby. Uitgedelg. Ons het nie meer 'n wet wat jou en my kan veroordeel nie. Want al sou daar veroordeling wees, het ons 'n voorspraak. Het julle dit? So daar is nie meer vir die kind van God 'n wet nie. Behalwe die wet hier binne. Wat is dit? Heilige Gees. Ons is nie meer onder die wet nie, want as ons onder die wet was, sou ons gedurig skuldig bevind word en sou ons gedurig onder veroordeling gewees het. Wat het van die wet geword? Jesus het dit weggevat, in die plek daarvan sit hy genade. Maak dit nou die wet minderwaardig, kragteloos? Nee, sit iets beter in die plek. En hier is 'n groot waarheid wat ek nou moet vat. Die oomblik wanneer jy gered word. Nou sê baie mense, maar hoe kan jy sê, daar is nie meer, ons is nie meer onder die 10 gebooie nie, dan kan ons maar doen wat ons wil. Jy sal nie. Want ek het 'n hoër wet in my binneste. Ek het nie meer die kliptafels of dit in skrif voor my, die 10 gebooie en al die ander wette wat daarmee saamgaan nie. Ons het dit nie meer nie. Ons het iets beter en iets hoër. God, die Heilige Gees self in jou binneste. Sal die Heilige Gees ooit 'n kind van God lei kontra die 10 gebooie? Nooit. So ons het 'n nuwe wet in ons binneste, as jy kind van God is, wat my sal lei om in elk geval volgens die gebooie van die Here te lewe. Maar daar's nie veroordeling van sy kant af as ek dit nie doen nie. Daar's hulp. Verander die prentjie radikaal. So, geen oorwinning oor sonde of die dood nie. En dis presies wat Psalm 24 ook sê, hef op julle poorte. Ja, verhef julle ewige deure dat die erekoning kan ingaan. Wie is tog die erekoning? Die Here is sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Ons het iemand wat oorwin het, op wie ons kan staat maak. Hy waarborg vir my en jou die oorwinning oor sonde en oor die dood, want hy het opgestaan en die graf oorwin. Daarom hou die dood nie vir ons verskrikking in nie. Al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. En dan 1 Korintiërs 15 wil ek net bysit, en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed en hierdie sterflike met onsterflikheid, dis praat nou van hierdie liggaam, dan sal vervul word die woord wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou aanhang? Doodryk, waar is jou oorwinning? Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee. Oorwinning oor die dood. Goed. Is nog so tweekies. So as dit nie vir die hemelvaart was, het ons nie 'n oorwinning oor die dood gehad nie. Het ons nie oorwinning oor sonde gehad nie. Het ons nie 'n middelaar gehad nie, het ons nie 'n hoëpriester gehad nie, maar het ons ook geen Heilige Gees gehad nie. Dis wat ons in die begin na verwys het. Ek gaan net so 'n paar teksverse rondom dit gee, maar wat is die implikasie daarvan as daar nie Heilige Gees was nie? Ek wil iets sê. En ek wil jy moet mooi dink oor wat ek nou gaan sê. Want dit is 'n realiteit wat ek oor die jare agtergekom het in die bediening. As daar nie 'n Heilige Gees was nie, so baie mense wat sê hulle is kinders van die Here dit nie eens agtergekom het nie. Want daar's min kinders van die Here, of mense wat sê hulle is kinders van die Here, wat wandel en leef deur die Heilige Gees. Wat hom as 'n werklikheid in hulle lewens ervaar.
wat sy krag en sy instaatstelling beleef. Dis die realiteit. Iemand het eendag gesê, ons weet as Jesus gekom het en sy kerk weggeneem het, dan is daar sommige kringe wat sê dat die Heilige Gees word dan ook weggeneem saam met die kerk, want hy praat van hy wat nou teehou, gaan 'n tyd wees wat die Heilige Gees ook nie gaan werksaam wees en teenwoordig gaan wees soos vandag nie. En baie mense gaan agterbly, baie mense wat sê hulle is kinders van die Here, baie goeie, fatsoenlike kerkmense gaan agterbly. Hoeveel gaan hom mis? Omdat hy nog nooit eens regtig vir hulle bestaan het nie. Omdat hy hom nog nooit regtig beleef het nie. Dis 'n oop vraag. Maar die Bybel sê vir my, wanneer hy gekom het, het hy seker dinge wat hy gaan doen. Ek sê die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, iemand geroep is om by my te wees, nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Hoekom het Jesus gesê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan? Het is beter as ek weg is. Sou ons nou great gewees het as hy kon gebly het, hè? Daar sou ons vanaand gewees het. Ergens daar waar Jesus is. En hulle sou hom vertrap het. Want hy sou net op een plek kon gewees het. Maar die Heilige Gees kan enige plek wees. Hy is nie beperk tot liggaamlikheid soos wat Jesus vir 33 jaar op die aarde was nie. Is oral. Is voordelig. Hoofstuk 15 vers 26 sê, maar as die trooster gekom het, wat ek julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Hy sal ons alles leer. Hy sal ons herinner, sê hy verder ook in 14 vers 26. So, en dis waar sy rol inkom in jou en my as kind van God. Is ek leerbaar? Wat het jy geestelik al geleer die afgelope klompie jare, vandat jy kind van God geword het? Wat het ek aangeleer, wat het ek afgeleer? Het ek geestelik gegroei? Het ek in my kennis, insig in die woord toegeneem? Wanneer ek bid, ervaar ek die herinnering van die Heilige Gees aan woord. Dis die werklikheid wat hy is in ons lewens. As dit nie daar is nie, kan daar redes voor wees, en een van hulle kan wees, dat jy hom dalk nog nooit ontvang het nie. Of dat jy hom bedroef het uit jou lewe, en dat hy terugstaan. Daarom sê hy toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevangen geneem en gawes aan die mense gegee. Heilige Gees het gekom om aan sy kinders, aan die kerk, en elke een wat aan Jesus behoort, 'n spesifieke gawe of 2 te gee. En ek wil nou sê wat die mooi wat ek nou gaan sê. As jy sê jy is 'n kind van God, en jy het nie 'n gawe nie, dan is jy nie 'n kind van God nie. Want elke kind van God, as ek die Heilige Gees ontvang het, ontvang ten minste 1 gawe. Maar is gewoonlik 2. Want gawes funksioneer in pare. Het is onmoontlik om 'n kind van God te wees en nie ook gawes te hê nie. Baie kinders van die Here weet nie wat dit is nie. Gaan bid daaroor. Gaan doen moeite. Want 'n kind van God wat nie volgens sy gawe funksioneer nie, is 'n kind van God buite die wil van die Here. Ontdek jou gawe. Dat Heilige Gees vir jou wys wat dit is. Partykeer kan ons ook, as ons iemand met 'n pad gestap het, kan jy vir iemand 'n aanduiding gee. Dit lyk vir my, dit kom vir my voor, dat dit jou gawe kan wees. Ek kan so ver gaan om dit vir jou te sê. Maar ek kan dit nie vir jou bevestig nie. Ek het nie geweet, ek dink ek het eendag vertel dat ek het terug, maar ek het niet geweet, ter verduideliking weer vertel. Ek het nie besef wat 'n gawe ek het nie. Vir 3-4 jaar nadat ek gered is.
En toe dit is by Bybelskool was onder in die Kaap, toe oom Pieter Skols wat ons prinsipaal was, eendag terwyl ek daar in die tuin besig was, want ons het so werksperiode gehad ook, en toen ons tuinwerk en herstelwerk en sulke goed is. Terwyl ek aan die tuin werk, toe kom staan hy by my, kosbare oom. Hy sê vir my, hy het altyd so, daardie was ek nog 'n bietjie jonger ook gewees, ek was so 28 gewees, né? En kom staan so by my, sê vir my, broertjie, jy moet nie die gawe wat die Here vir jou gegee het verwaarloos nie. Ek vraag hom, Pieter, wat is dit? Hy sê, broertjie, die Here het vir jou die gawe van lering gegee. Gaan werk daarmee. En dit was my bevestigend gewees op daai oomblik. En die Here kan dit vir jou ook doen, hy wil dit vir jou doen. Ons moet nie ledig en onvrugbaar wees nie. Ons gawes moet funksioneer. Die Heilige Gees deel aan elkeen uit, sê die woord, afsonderlik, soos hy wil. Ons kan nie die Heilige Gees manipuleer en sê vir Here, geef my hierdie gawe, of ek soek ook hierdie gawe nie. Sy wil. Hy doen soos hy wil. Los het vir hom. Hy sal my verheerlik, het Jesus gesê. Laat hom toe. En dit bring ons by die laaste plek. As daar geen hemelvaart was nie, dan was daar ook nie 'n kerk nie. Dan was daar ook nie 'n gemeente nie. Dan was daar nie getuies gewees nie. En dis presies wat Handelinge 1 vers 8 sê, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, wat gaan hy doen? Hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. En wat is 'n getuie? Kom ons gaan weer terug na die hoftoneel toe. Wat doen 'n getuie in 'n hofsaak? Jy lieg saam met die ou wat skuldig is. Dis wat hulle in die hof vandag doen, né? Ons net ons storie reg spin, ons net dit herhaal, en as jy ding genoeg herhaal, dan word hy nader aan die waarheid vir jou, né? Want klink dit dan is die waarheid. Maar wat is die doel van 'n getuie? Of kom ek vra eers die vraag, wat is die kenmerk van 'n getuie? Betroubaarheid. Waarheid. Nee. Goed, wat is die doel van 'n getuie in 'n hofsaak? Hy moet invloed hê. Hy moet impak hê. En kom ons vat nou daardie gedagte net na ons as getuies vir die Here, vir sy koninkryk. Wat is die realiteit dan van 'n getuie? 'n Getuie vir die Here is iemand met impak. Is iemand met invloed. Jy beïnvloed jou familie. Jy beïnvloed jou werksituasie. Jy beïnvloed waar jy ook al gaan met jou getuienis. 'n Goeie getuie het 'n kragtige impak. Maar dit is net so waar dat 'n onbetroubare getuie kan 'n saak groot skade doen. Ons moet sorg dat die wêreld ons nie uitvang nie. So jy moet skelmer werk. Nee, ek moet lig loop. Ek moet mooi trap. Ek moet in die voorhoof van Jesus trap. Dan gaan hulle nie beskuldiging teen jou en my kan inbring nie. Dis 'n getuie. Maar dis die kerk wat nie daar sou gewees het as Jesus nie opgevaar het nie. En dan gaan afsit met Efesiërs 4 vers 8. Amper klaar, nog 'n enetjie. As jy daarom sê hy toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem. Maar oor hulle wat in die doodryk gevange geneem is, het hy bymekaar gemaak en hulle saamgevat. Klink baie snaaks as Afrikaans, hy het die gevangenes gevange geneem. Hy het die wat gevangenes in doodryk was, Ou Testamenties is, het hy bymekaar gemaak, gevange geneem en het hulle saamgevat. Dis al wat dit beteken. En hy het gawes aan die mense gegee. Maar hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, Jesus se eerste koms, is dieselfde as hy wat opgevaar het, hemelvaart. Bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee, vir wie? Vir die kerk, vir die gemeente. Sommige is apostels. Apostel beteken 'n gestuurde. Ander as profete.
Profeet beteken hulle wat die woord spreek. Nie wat links en regs vir mense profeteer en waar sê hy pleeg nie, hoor. Ek wil dit baie duidelik sê. Ek sê dit al 'n paar keer in die gemeente, maar pas op vir dit. Mense wat oor jou profeteer. En dan sê hulle, die Here het vir my gesê, dan die Here nooit gesê nie. Daar goed word bindings. Want dit is nie van die Here af nie. Nie altyd nie. Gaan toets dit. Hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangeliste. Evangelist is iemand wat die evangelie verkondig, net. Ander as herders en leraars. So as jy nou mooi gekyk, dan is ek 5de op die lys. Nee, dit is nie 'n rangorde hier gesê nie, hoor. Hy sê om wat te doen? Waarvoor is dit gedoen in die kerk? Om die heiliges toe te wie is die heiliges? Is dit julle? Is julle seker? Is dit julle? Hoekom sukkel julle om daai net te vat? Want hoekom? Ons kyk na onsself. Na waar moet jy kyk? Wie het dit gesê? God het dit gesê. Ten spyte van jou optrede. Ten spyte van die foute wat ons maak. En die kere wat ons struikel en val. Is dit jou identiteit? Heilige van God. Heilig beteken afgesonder vir die Here. Afgesonder van die sonde. Afgesonder vir die Here. Dis heilig. Beteken nie daai dinge hier boek in my kop nie. Om die heiliges, dis jou en my, dis ons. Om die heiliges in die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk. Tot opbouing van die liggaam van Christus, dis die gemeente. Sodat ons almal kan kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse geestelike mens, tot die mate van die volle grootte van Christus. Met ander woorde, daar moet geestelike groei wees in my verhouding met die Here. Ek moet meer en meer soos Jesus word. Dis waarvoor die kerk daar is. Om die boodskap uit te vat, maar om ook 'n boodskap toe te laat wat ons opbou in ons geloof. Werk na albei kante toe. Soos wat ek opgebou word, so word ek meer diensbaar en bruikbaar na buitekant. Die kerk. Laaste enetjie, ek het gesê 15 is die laaste een, maar hier is die laaste een, ek het hom gemis. Maar hy is kortliks en baie eenvoudig. As daar nie 'n hemelvaart was nie, dan was daar ook geen wederkomsverwagting nie. Want as Jesus nie opgevaar het nie, dan is hy ergens op die aarde kruip hy weg. En hy het dit nie gedoen nie. Van die Bybel sê, daai woorde wat in die begin ook staan, hierdie Jesus, wat julle so sien wegvaar het, sal net so kom, soos julle hom sien wegvaar het. Jesus kom weer. Wat, hy is nie hier nie, hy is daar. Hy kom van daar af hiernatoe. Dis die realiteit. As ek gaan en vir julle plek bereid, dis waar hy nou is, kom ek weer na julle toe en sê julle, ek neem sodat julle ook kan wees waar ek is. Ek sê julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Die Here vertraag nie die beloftes, so sommige het vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig vir ons. En hy wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom, maar hy kom. Ek wil afsluit met 'n verhaal, net om vir u die so analogie te trek met Jesus se wederkoms. Met Jesus se hemelvaart en alles. So hele klompie jare terug, ons het kort in die gemeente gekom, het ons geleentheid gehad om Israel toe te gaan vir 'n tydjie. Die kinders was wat kleiner gewees, nog in die laerskool. En toe moes ons 'n paar dinge in plek sit. Die eerste ding wat ons gedoen het, ons moet vir hulle sê, ons gaan bietjie weg. Ons gaan oor see. Ons moet vir hulle inligting gee. Hulle het nie goed ontvang nie, want hoekom kan ons nie saam gaan nie? Was in skooltyd gewees. En pa en ma het nie geld gehad nie. Ons dank die Here, iemand het ons destyds gesponsor. Ons kon dit self ook nie. En die Here het gesorg dat ons kon gaan. Maar ons moet die inligting aan die kinders oorgee, ons gaan bietjie weg, maar ons het ook vir iets bygesê. Ons kom terug. En het ons geglo.
As ons nie terugkom het ons hulle as weeskinders agtergelaat. So dis die eerste ding, ons het vir hulle inligting gegee, ons gaan weg. Maar moenie worry, ons het 'n retourkaartjie. Kom terug. Jezus sê vir jou en vir my, hy het vir sy disciples sê, ek gaan weg. Maar ek het 'n retourkaartjie, ek kom terug. 'n tweede ding wat ons moes gedoen het, ons het vir die kinders instruksies gegee. Wat hulle moet doen en nie moet doen nie. Wat hulle moet sorg dat dit gedoen word en wat nie. Nee, dit werk maar so. Moet nou nie heeldag beklei nie. Sorg dat dit nou gedoen word, doen julle huiswerk. Sorg dat dit gedoen word, en ons gee vir hulle die instruksies hoe hulle moet gedra. Of hulle het gedoen het, destyds, lyk daarom so, want daar was nie te veel skade toe ons by die huis kom nie. So dis die tweede ding. Ons het vir hulle inligting gegee, en ons het vir hulle instruksies gegee. Maar ons het 'n derde ding in plek gesit. Ons het vir oupa en ouma in Kimberley gebel. En hulle gesê, kom bly by ons kinders, want hulle het iemand nodig. En oupa en ouma het gekyk, dat hulle versorg is. Dat hulle huiswerk en goeders doen, dat hulle getroos word as hulle verlang. Oupa en ouma het die rol vervul, wat Heilige Gees op hierdie stadium vervul, ook wat jou en my betref. Toe Jezus by die hemelvaart kom, toe het hy vir sy disciples inligting gegee. Ek gaan weg. Dis die rede, ek is klaar, ek gaan weg, maar kom terug. En hy gee vir ons inligting, hy gee vir ons die woord, vol inligting, gedra julle hier volgens. Hier is julle riglyn, hier is julle manual om reg te lewe. Maar ek stuur vir julle iemand in my plek, die Heilige Gees, om julle te leer en te lei en op 'n hoër vlak te bring. So eenvoudig soos dit is die hemelvaart. En al wat ons nou verwag is, hy moet terugkom. En hy gaan. Hy sal. Het hy so gesê. Amen. So dis die hemelvaart. Dis waarom die hemelvaart onmisbaar is, onontbeerlik is. Anderste het ons geen voorspraak gehad, het ons geen middelaar gehad nie, het ons geen hoëpriester gehad nie, het ons geen oorwinning oor die sonde of die dood gehad nie, het ons geen Heilige Gees gehad om ons te lei en te versterk en te bekragtig, om Jezus te verheerlike in en deur ons lewens nie. Dan was daar geen getuies gewees, dan was daar nie 'n kerk nie. En dan was daar ook nie wederkoms nie. Baie belangrik. Ek hoop jy verstaan waarom ons hierdie dag nog steeds as kinders van die Here, as kerk van die Here, moet eer en moet huldig en moet herdenk. As belangrik, onontbeerlik. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord en vir die hemelvaart wat ons vanaand kan herdenk. En dat ons vanaand kan sien ook uit die woord hoe belangrik, hoe kritiek belangrik het is. Want dit verander die totale belewenis vir ons as kinders van die Here, terwyl ons op die koms wag. Die feit dat ons 'n voorspraak het, die feit dat ons hulp het, die feit dat ons iemand by ons het, dat ons instruksies het, dat ons hoop het, dat ons oorwinning oor die dood en oor sonde het, al daai dinge. Dankie, Here Jesus, dat ons kan weet ook, die feit dat u nie hier op hierdie aarde op die oomblik is, hy sê vir ons, u is op 'n ander plek. En hy het gesê, daarvanaf gaan u hiernatoe kom. U kom terug. En dankie dat u Heilige Gees gestuur het, om vir ons ook gereed te maak, voor te berei, vir daardie dag. En dank is daar nog in sommige lewens oortuiging om te doen van verlorenheid. Dat nog geen kind van God is nie. Dank by ander versterking en bemoediging, troos, hulp. Here, u weet dat ons elkeen se behoefte is en ons bid daarvoor in Jesus se naam. Amen.